U is welkom om te blaai na Genesis 31. Ons gaan verder in Genesis. Ons is vanoggend by vers 43 en ons gaan lees tot en met vers 55. Dis die einde van hoofstuk 31. So ons maak klaar vanmôre met hoofstuk 31. Genesis 31 vers 43 tot en met vers 55. Jy sal onthou dat ons verlede week gepraat het oor Laban, wat so aggressief vir Jakob agtervolg het en hom opgespoor het daar by Gilead, en hoe hulle nou met mekaar gepraat het. Jakob het sy frustrasie geverbaliseer, Laban het hom van sekere goed beskuldig, hy was onbewus daarvan, maar ons gaan vanoggend verder. Voordat ons lees, ek gaan vra dat ons eers saam bid. Jy kan dalk net so bly sit, almal bly net so sit, sluit die oë, kom ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om voor U te kan buig. Wat 'n voorreg om saam met broers en susters hier te kan sing, loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Ons wil saam met die psalmdigter sê, die baie bekende Psalm 8 het by my opgekom, o Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. En dan kom die psalmdigter met hierdie baie bekende versoek, of 'n kwelling, 'n vraagstuk in sy gemoed. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink? Ons kan vanoggend dit baie persoonlik maak en sê, wat is ek? Wie is ek tog dat U by my kom stil staan het? En vanoggend is nog so 'n geleentheid waar U by elkeen van ons kom stil staan met U woord, met U waarheid. U wil ons voed, U wil ons leer, U wil die lig van U woord vir ons gee. Help ons om met 'n hand van geloof dit by U te neem. As ons nie U Heilige Gees het nie, sal ons nooit hierdie dinge verstaan nie, maar ons bid vir die verligting van die Gees van God, hier in ons midde, dat ons die kragte van die Here sal beleef, in waarheid, in heiligheid, soos U dit alleen kan doen. Seën ons nou saam, maak dit stil in elke hart. Ons het miskien baie woelige dinge wat agter die rug is hierdie week. Daar is dalk dinge wat voor lê. Maar help ons om vir hierdie paar oomblikke nou stil te word voor U en te weet U is God. Amen. Ek lees vir u Genesis 31 vanaf vers 43 voor. Toe antwoord Laban en sê vir Jakob: Die dogters is my dogters en die seuns is my seuns en die kleinvee is my kleinvee. Ja, alles wat jy sien is myne. Maar my dogters, wat sal ek hulle vandag kan aandoen of aan hulle seuns wat hulle gebaar het? Kom dan nou, laat ons 'n verbond sluit, ek en jy, dat dit 'n getuie tussen my en jou kan wees. Daarop het Jakob 'n klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. En Jakob het aan sy broers gesê: Bring klippe bymekaar. En hulle het klippe gaan haal en 'n hoop gemaak en daar op die hoop geëet. En Laban het dit Jegar Sahaduta genoem, maar Jakob het dit Gal-ed genoem. Toe sê Laban: Hierdie hoop is vandag 'n getuie tussen my en jou. Daarom het hulle dit Gal-ed genoem. En ook Mispa, omdat hy gesê het: Mag die Here wag hou tussen my en jou as ons mekaar nie meer sien nie. As jy my dogters mishandel en as jy vroue neem by my dogters, dan is geen mens by ons nie. Kyk, God is getuie tussen my en jou. Verder sê Laban vir Jakob: Daar is die hoop klippe en daar is die gedenksteen wat ek tussen my en jou opgerig het. Hierdie hoop klippe is getuie en die gedenksteen is getuie dat ek na jou kant toe hierdie hoop nie sal verbytrek nie.
en dat jy na my kant toe hierdie hoop en hierdie gedenksteen nie sal verbytrek met slegte bedoelinge nie. Die God van Abraham en die God van Nahor, die God van hulle vader, sal regter tussen ons wees. En Jakob het gesweer by die vrees van sy vader Isak. Toe het Jakob 'n offer gebring op die gebergte en sy broers genooi om brood te eet. En hulle het brood geëet en die nag in die gebergte oorgebly. En Laban het die môre vroeg opgestaan en sy seuns en sy dogters gesoen en hulle geseën. Daarna het Laban vertrek en teruggekeer na sy woonplek. Dit is tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ons praat vanoggend met u na aanleiding van vers 53 se woorde. Ek hou daarvan om die tema te probeer kies uit die gedeelte wat ons behandel. Die tema is God, die regter tussen ons. Hier is 'n verbond wat gesluit word tussen Jakob en Laban, dis waaroor ons gaan praat. God is regter tussen hulle. Ek weet nie, ek moet eerlik wees, ek was nou baie lank laas in 'n hof. Die tyd toe ek laas in die hof was, het hulle nog met 'n hand op 'n Bybel moes sweer dat hulle die waarheid sal praat, 'n eed moes aflê. Ek weet nie of dit nog gedoen word nie. Maar ons is baie geneig en ons ken die gebruik dat ons sê ek sweer of ek wil 'n eed aflê en ek doen dit met my hand op 'n Bybel. Mense sê baie keer en ek is versigtig as mense dit vir my sê, en dit is gewoonlik die grootste leenaars wat hierdie tipe van versekering vir jou wil gee. Hulle sê baie maklik, ek sal my hand op 'n Bybel sit. Jy weet, as hulle jou wil oortuig van iets wat hulle sê dat dit waar is. Ek sal my hand op 'n Bybel sit. Weet hulle wat dit beteken? Weet hulle wat dit behels? Die Hebreërskrywer verwys na 'n eeuoue gebruik in Hebreërs hoofstuk 6 vers 16 as hy sê, want mense sweer by een wat meer is. En die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. So die gebruik hier is, ons doen 'n beroep op 'n hoër gesag om te bevestig, dit wat ek nou sê, is waar, ek sal dit doen. So die Here is 'n getuie, sê ons inderwaarheid, as ons hand op die Bybel sit, of as ons sê, ek sal my hand op die Bybel sit, as ek vir jou sê, dis die waarheid, dan sê ons eintlik, die Here is die getuie by hierdie saak. Nou dit is die konsep van 'n verbond. 'n Verbond is 'n tipe kontrak, maar die verskil is, alle kontrakte is verbonde, maar verskil nog, alle verbonde is kontrakte, maar nie alle kontrakte is verbonde nie. Want 'n verbond is waar God betrokke is en waar hy die gesag is wat toesien oor hierdie ooreenkoms. Reg deur Genesis, ons het al 'n paar van hulle vir u uitgewys. Jy sien dit reg deur Genesis, daar word verbonde gesluit en ek sê ook reg deur die Bybel. Ons erken dat God se woord help ons om verhoudings gesond te hou. Kontrakte word gesluit in eerlikheid en in waarheid en God is getuie baie keer van hierdie dinge. So God, ons het hom nodig om ons lewens te reguleer en te regeer. Daarom het ons sekere verbonde. Nou onthou jy verlede week, Laban, ek het vinnig gepraat van Laban wat vir Jakob agtervolg het. Daar was dinge gesê, daar was dinge gedoen, maar Laban was gewaarsku. God het aan hom verskyn en gesê, pas op dat jy nie iets goed of sleg vir Jakob sê nie. Met ander woorde, in die Frikkie Smit parafrase sal klink, pas op wat jy vir Jakob sê, want ek is sy God, ek waak oor Jakob. Nou gegee die agtergrond met Jakob en Laban, wat ons nou al baie goed ken, is dit eintlik 'n bietjie verrassend dat hoofstuk 31 eindig met 'n vredesverbond tussen hulle. Daar's nie vyandskap nie, daar is nie oorlog nie, daar's vrede. En die manier waarop hierdie vrede bereik word, is 'n verbond. Ons het dit gelees. God word as getuie ingeroep, hulle sluit 'n verbond, en ons wil daaruit leer. Ek dink daar is 'n paar praktiese lesse, nie net vir ons alledaagse lewe nie, maar ook vir ons geestelike lewe. En ek dink, u weet nou beter as enigiemand anders dat ons die nagmaal 'n week uitgeskuif het as gevolg van kwessies. Hy val toe perfek reg saam met dit wat ons vanoggend hanteer. Kom ons breek hom op en ons kyk na onder 3 hoofgedagtes na ons gedeelte en ons sien wat die Here van ons vanoggend wil leer. In die eerste plek wil ek kyk na Laban se voorstel vir 'n verbond. Dit was Laban se voorstel. Nou daar's 'n uitdrukking mos as jy 'n stomp byl het met jou hart kap. Nou dis wat Laban besig is om te doen. Hy het nie baie goeie
optrede bewys nie, sy karakter is 'n bietjie getoon en ons ken hom nou al as iemand wat nie die Here ken en volg nie, wat kyk wat kan hy vir homself bymekaar maak en wat soms dinge sommer maar net sal sê. Maar hy gaan nou met 'n stompbyl wil in nou hart slaan, so hy probeer met 'n ding kom. Hoor wat sê hy in vers 43 wat ons eers gelees het. Die dogters is my dogters en die seuns is my seuns en die kleinvee is my kleinvee. Ja, alles wat jy sien is myne. Ek het dit verlede week vir u gesê, ja, Laban was die tipe ou wat sê, is myne, myne. Alles het gegaan oor hom. Hy was gierig, gulsig, hebsig was die woord wat ons nou gekyk het. En sy punt hier is nie maar net 'n belaglike aanname om by Jakob te kom en nou iets te sê nie, maar sy punt is dat hy eintlik besig is met 'n regseis. Want wat hy doen, hy beweer Jakob is 'n slaaf en daarom is alles wat Jakob se is eintlik syne. Dit was nou 'n eeuoue gebruik in die Ou Testament en dit word ook so in Eksodus 21 in die wet van God opgeneem dat wanneer 'n slaaf begin werk by iemand, dan as hy trou, wanneer hy reeds 'n slaaf by die persoon was en hy kinders by die vrou met wie hy getrou het en hy maak vee en wat hy ook al bymekaar maak, dit behoort alles aan die meester, aan sy heer, want hy's 'n slaaf. En daarom sê Laban vir Jakob, jou vroue en jou kinders en die vee is alles myne. Hy maak 'n regseis deur eintlik vir hom te sê, jy is 'n slaaf. Jy was my slaaf, dis die verhouding tussen ons. Laban beweer, dis ons stand. Ek is die meester, jy is die slaaf. Nou Jakob, ons het verlede week daarmee afgesluit, het so pas sy frustrasie te kenne gegee. Hy het gesê, ek het vir jou gewerk en ek was eerlik, hardwerkend. Hy het al die regte dinge gedoen. Jakob het gegroei in sy geloof. Hy het toegeneem in die genade van die Here want hy wil God ken, hy wil hom dien en hy was eerlik. Laban wil sy waardigheid red, sy eie waardigheid en daarom loods hy nou hierdie aanval. Maar nou kom hy met 'n voorstel. Onthou nou hy kap hard met hierdie stompbyl. Dis myne. Maar hier's 'n voorstel. Vers 43 die tweede gedeelte. Maar my dogters, wat sal ek hulle vandag kan aandoen of aan hulle seuns wat hulle gebaar het? Dis nou sy dogters, dis sy kleinseuns, sy kleinkinders. Hy gee voor hier dat hy vir hulle iets goed wil doen. Ons ken Laban, u weet hoe sy karakter is, dis sommer maar net praatjies. Hy het nog nooit gedink om goed te doen, hy wil net sy eie sakke volmaak, maar hy wil tog voorsiening maak vir hulle. Daarom, hier is sy oplossing, vers 44. Kom dan nou, laat ons 'n verbond sluit, ek en jy, dat dit 'n getuie tussen my en jou kan wees. Laban het iets goed hier weet. Alhoewel ons sy karakter moet jy altyd betwyfel, jy moet altyd, daar is meeste van die tyd bymotiewe by, maar hy openbaar Bybelse wysheid met dit wat hy hier sê. Kom ons sluit 'n verbond. Nou dit blyk, en ek wil vinnig met u praat oor verbonde. Dit lyk asof God se manier om verhoudings te bou deur verbonde is. 'n Verbond is 'n plegtige eed of 'n belofte onder die toesig, onder die gesag, kan jy sê, van God. 'n Verbond sal verantwoordelikhede insluit. Jy moet so en so maak, en hierdie party moet so en so maak. 'n Verbond kan sekere seëninge gee. As jy dit doen, dan sal ek dit doen, en as jy so maak, dan sal ek dit doen. Daar's ons ooreenkomste. Daar is allerlei soort reëlings, maar die hoofsaak is by 'n verbond is God betrokke. So Laban sê, kom ons kry God betrokke, ons sluit 'n verbond. Voor God word daardie eed dan afgelê, onder die gesag van God word dit gedoen, en dit is 'n plegtige eed, of 'n plegtige belofte, in sommige gevalle 'n gelofte dan, as dit met God is, om 'n verhouding te reguleer. So terloops, dit is deur verbonde. Nou dis hierdie ou terme wat ons baie keer hoor, ons praat van die verbondsgod. Onthou julle die woord wat jy baie keer lees in die psalms, ons praat van God as die verbondsgod van Israel. Dit is deur verbonde dat God sy verhouding met die mensdom reguleer. Kyk saam met my. Ons het dit gesien by Genesis 1 en 2, na die skepping, gee God, en ek het destyds vir u gesê, die woord verbond kom nie daarvoor nie, maar dit staan bekend in die gereformeerde teologie as die werkverbond. Dit was wat Adam en Eva gehad het. Hulle moes gehoorsaam wees, dan het hulle die voorregte van hierdie verbond geniet. Die tuin was hulle sin,
Die aarde was hulle sin. God het dit geskep vir hulle, die werkverbond. Hulle hou nie die werkverbond nie, want hulle is ongehoorsaam. Hy gee vir Eva, hy gee vir Adam 'n vrou Eva, en hy gee vir hulle die huwelik. Goeie dinge. Maar wat doen God nadat Adam en Eva sondig? Hy kom en hy tree in hierdie verbondsverhouding met hulle. Hy gee vir hulle 'n genadeverbond. Nou kan ek net sê, ons het steeds vandag die werkverbond, en ons ken die genadeverbond. Ons praat baie daaroor. Die werkverbond is so eenvoudig soos, as mense kan kom en kan sê, ek het nie sonde nie, ek het nog nooit sonde gedoen nie, en ek sal nooit sonde doen nie. Dan kan jy onder die werkverbond hemel toe gaan. Maar die Bybel leer, daar bestaan nie mense wat hierdie aanname vir hulle self kan maak nie. Want ons word in sonde gebore, ons doen gereeld sonde, ons het sonde in ons harte, in ons natuur, die ou aard, en ons weet, ons gaan nog struikel. Die Bybel sê ons almal struikel dikwels. So die werkverbond is daar, maar ons kan dit nie nakom nie. Daarom het ons die genadeverbond nodig. Ons het 'n genadeverbond nodig. God is barmhartig en genadig. So hy reageer in Adam en Eva se geval op hierdie verbreeking van die werkverbond. En hy sê vir hulle, goed, Genesis 3 vers 15, ons het daarna gekyk in baie breedvoerige terme, daar sal 'n verlosser gebore word. Hy sal hierdie werke verbreek. Hy gaan die kop van die slang vernietig. Dit is deur daardie verlosser wat jy dan gered kan word, volgens jou geloof. Uit genade, deur die geloof, word die mens gered. Dis die genadeverbond wat hy toe ingestel het. En dan volg daar 'n reeks verbonde. Ons het gepraat oor die Noag-verbond. Dit was 'n verbond van bewaring. Die teken was die reënboog mos in die lug. Dan is daar die groot verbond met Abraham, waarna ons in detail gekyk het. Abraham wat aan Isak en nou aan Jakob hierdie verbond oordra. Dis die verbond dat God sondaars red uit genade alleen, deur geloof alleen. Abraham is die vader van die gelowiges, en volgens Galasiërs 3 vers 16 is dit in Abraham wat al die nasies van die wêreld geseën word. Nou, Israel is net een nasie. Maar in Abraham, en dit is uit hierdie nasaad wat beloof is deur Jesus, in hom word enige iemand wat in geloof na hom toe kom word geseën. Dis die evangelie wat daarin baie duidelik na vore kom. Dis die Abraham verbond, dis die ou verbond wat wys na ons genadeverbond. Ons het 'n nuwe verbond, en dit was baie keer in die Ou Testament voorspel. Die nuwe verbond word in Christus vervul, in die Here Jesus, en hierdie nuwe verbond was toe Jesus gebore was. Hy het in die wêreld gekom, alle geregtigheid vervul. Hy het nooit sonde gedoen nie, hy is sonder 'n sondige natuur gebore, nooit sonde gedoen nie. Hy is onskuldig gekruisig, maar hy het aan die kruis nie net die Romeinse swepe en kastyding gehad nie, hy het God se toorn, daar's die groot saak van die kruis. Hy het God se straf vir my sonde gedra, sodat ek deur hom gered kan word. Ek kry vergifnis deur sy bloed. Dis wat Efesiërs 1 vers 7 en al die ander verse wat verwys na die bloed van die Here Jesus, wat dit beteken. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. So, ons verhouding met God is eintlik reg deur die Bybel volgens sekere verbonde. Maar ook wat, dis die vertikale verhouding, ons en God. Maar weet jy ook wat ons horisontale verhoudings betref, is daar verbonde ter sprake. Nou die gereformeerde teoloog sê, as jy die Bybel reg wil verstaan, dan moet jy die verbonde daarvan verstaan. So kom ons kyk 'n bietjie na die horisontale verbonde. As ons nou wil weet, wat sê die Bybel vir ons oor ons verhoudings onderling, want hier kom ons nou by 'n verbond tussen Laban en Jakob. Wat sê die Bybel daarvan? God het bepaal dat ons lewens in verbondsverhoudings sal bestaan, gereguleer sal word. Dit beteken, hy gee genadiglik vir ons die parameters as jy wil, die riglyne. So kan jy maak, so kan jy doen, dis die waarheid, dan sal julle in vrede kan saamleef. Die bekendste onder ons verbonde vandag is die huwelik. Het jy geweet, die huwelik is 'n verbond? Dis 'n verbond waardeur 'n man aan 'n vrou trou beloof, en die vrou aan die man trou beloof,
totdat, onthou julle die huweliksformulier, totdat die dood ons skei. Die Engelse sê, till death do us part. Ons ken almal die Engelse huweliksbeloftes, omdat ons het baie keer in die romantiese films sien. Tot die dood ons skei. Wat sê ons dan? Ons sê, ek is aan God verantwoordelik. Nie net teenoor jou nie. Ja, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my vrou, sy het 'n verantwoordelikheid teenoor my, maar ek is voor God verantwoordelik vir die belofte wat ek hier af lê voor getuies. So Bybelse huwelik is 'n verbondsverhouding met die Here as die toesighoudende gesag, as jy dit so wil sien. Ons maak geloftes aan God en ons maak 'n belofte aan mekaar en ons sê, ek beloof, onthou julle die huweliksformulier sê, ek beloof hier voor God en almal teenwoordig. Dis waaroor dit gaan. En dan kom die Here Jesus self en hy sê Matteus 19 vers 6, wat God dan saamgevoeg het. Sien julle God se betrokkenheid? Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ander verhoudings is ook natuurlik volgens hierdie beginsel. As jy dink aan die verhouding tussen ouers en hulle kinders, dit word gereguleer deur verbondsbeginsels. So terloops, dis die rede, en ek besef daar is baie vrae en daar's baie dinge, kwessies. Dis die rede waarom ons as 'n gereformeerde kerk kindertjies doop. Want daar is 'n verbondsbeginsel in die doop met kinders. Dis nie omdat ons sê as die kindjie gedoop word dan word hy of sy nou gered nie. Nee. Ons sê hulle is in 'n Christelike huis gebore, so hulle is 'n Christen babietjie. Maar hierdie babietjie moet met die evangelie gebombardeer word sodat hy of sy so gou as moontlik die verantwoordelikheid kan besef en hulle na God wend in geloof om gered te word. En kan ek vir u sê, vir 'n kind is dit 'n baie klein treetjie om te gee. Dit is moeilik as jy oud geword het en jy het nou al bagasie en jy het allerlei dinge. Dan raak dit moeilik. Genade van die Here is gelukkig daar. Anders sou niemand gered geword het nie. Maar vir kindertjies is dit baie maklik. Die tree is baie klein. Ons doop nie babas net uit tradisie nie. Ons doop nie babas omdat ons sê, hulle gaan hier nou. Soos sommige predikante sal sê, nou word sy naam in die boek van die lewe geskryf. Dis nie waar nie, dis onbybels. Maar, ons glo daar is tog 'n verbondsverhouding, wat God onderhou, en waarvan die ouers 'n sekere of bepaalde verantwoordelikhede het. Ek besef daar's van ons baptiste vriende, en ek noem hulle vriende, want ons beklei nie daaroor nie. Maar hulle sal nou nie heeltemal hiermee saamstem. Die enigste verskil is eintlik net, ons sluit die kinders in by God se verbondsverhouding. Ons sê hulle is deel van God se goedheid, van God se guns. Daarom is daar in die verhouding tussen ouers en kinders ook 'n verbondsgedagte. Efesië 6 vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Dis wat jy die kinders leer. Jy maak hom groot, jy's in my huis, in ons huis is dit hoe ons leef as Christene, en ons bid dat hy gered moet word, ons vertel vir hom hy moet gered word, maar ons sê, omdat ons die beginsels, die regulasies van God se verbonde hou, God vra van jou om gehoorsaam te wees, hy vra van my om jou op te voed in die tug en die vrese van die Here. So kinders het 'n plig teenoor God, omdat hulle nie heidense kinders is nie. Ons maak nie 'n kind groot soos wat een predikant by geleentheid gesê het, gee vir hom 'n stuk biltong en R20 en sê goed, laat jy gaan daar, sorg vir jouself nie. Nee, ons sorg vir hulle fisies, klere, kos, stuur hulle skool toe, leer hulle, maar dan leer ons hulle van die Here, ons maak hulle groot as Christene, en ek gebruik dit baie los hierdie term, en ons lê voor God geloftes af, om hulle te leer van Jesus, om hulle te leer van die evangelie. Daar's 'n verhouding, daar's verbondsbeginsels ter sprake. 'n Ander ene is natuurlik kerklidmaatskap. Min mense weet dit, maar dis so anders as die tendens van ons dag waar mense maklik rondspring, is die verbondsverhouding kerklidmaatskap. Voor God sê ons vir mense, en daar's 'n getuienis daarvan, ons wil saam met hierdie mense die Here dien. Ons wil saam met hierdie gemeenskap, dis 'n geloofsgemeenskap, wil ons luister na sy woord, ons wil dit beoefen, ons wil mekaar aanspreeklik hou. Daar's 'n bepaalde dinamika in enige gemeente, 'n Bybelse gemeente moet ek sê, sodat God in hierdie kerklidmaatskap, hierdie verbondsverhoudings geëer word.
Kyk na 1 Petrus 5, Hebreërs 13:7. Ouderlinge wat ons in Logos gemeente het, Bybels, het 'n verantwoordelikheid voor God. Dis nie net sommer kom ons tref reëlings en ons maak dit vir ons gerieflik en soos wat dit vir julle pas nie. God het bepaalde regulasies. Hy reguleer hoe hierdie verhouding moet lyk. Ons is verantwoordelik vir die skapies. Die skapies het 'n verantwoordelikheid om te luister na die ouderlinge wanneer ons lei. So wat verbonde dus doen, is dat die goddelik geordende verhoudings gesond gehou word, as jy God se hand daarin sien. En dit is bedoel, ek wil dit baie stadig sê, dis bedoel om duursaam te wees. Dit is bedoel om versigtig behandel te word, veral omdat God in elke geval die een is, wie se gesag manifesteer en gerespekteer moet word in daardie verhoudings. Kan ek net, jy kan nou van almal iets sê, ons het nie die tyd nie, maar ek wil net een ding noem. Huwelike. Dit breek my hart, as ek sien hoe mense vandag met die huwelik omgaan. Dis 'n duur en 'n baie kosbare verbondsverhouding. Dit werk nie, dat ek op 'n dag kan kom en sê, wel, weet, my vrou het verander, sy lyk nou nie meer soos wat ek wil hê sy moet lyk nie, of sy is nou nie meer soos wat ek wil hê sy moet wees nie, ek gaan vir my 'n ander bokkie soek, ek gaan vir my nou iemand anders soek, wat my gelukkig kan maak, dan verstaan jy glad nie, die verbondsbeginsels van die Bybel nie. Daarom is ons verantwoordelik en verplig voor God, om te vergewe, om lief te hê, om te koester, om al die verantwoordelikhede na te kom, binne hierdie bepaalde verhoudings. Dit was Laban, kan jy nou agterkom waarom sê ek, hier is 'n stuk wysheid, gegeewe die karakter wat ons ken, kom hy met 'n stuk wysheid en hy sê, kom ons sluit 'n verbond. Tweede gedagte, Jakob se gedenksteen. Ons het al gepraat oor Jakob se steen daar by Bethel. Hier is nou 'n tweede geval. Ons wil Laban nie te veel krediet gee nie, maar tog, dis 'n goeie idee, né? So, Jakob, die erfgenaam van die verbond van Abraham, Abraham, Isak, Jakob. Hy het geweet wat om te doen. Toe Laban 'n verbond voorstel, toe reageer Jakob daarop. Vers 45, daarop het Jakob 'n klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. Nou dis gewoonlik 'n pilaaragtige, hoërige klip, 'n steen wat dan gebruik word en dit word as 'n monument. Dis hoekom ons vertaling sê 'n gedenksteen. Dis niks nuut nie. Genesis 28 het ons al na gekyk by Bethel. Albei hierdie gevalle is 'n blywende, die gedagte is 'n sigbare, blywende fisiese getuienis van dit wat nou gebeur het. Dis wat 'n trouring doen. Dis 'n fisiese, sigbare gedenkteken as jy wil, van dit herinner my wat ek vir my vrou beloof het. En ek moet miskien meer gereeld daaraan dink en daaraan herinner word. Vers 46. Nadat hy die klip, Jakob het aan sy broers gesê, toe hy nou die klip opgesit het, bring klippe bymekaar. Dis nou meer klippe. En hulle het klippe gaan haal en in 'n hoop gemaak en daar op die hoop geëet. Dit wil voorkom asof hulle 'n tipe verhoogbasis gebou het met hierdie nie net klein klippies nie, dit was klippe wat hulle gebring het en op hierdie hoop het hulle geëet. Al wat dit is. Ons het deesdae kontrakte. Hulle gebruik hierdie sigbare tekens om te sê, hier is die teken, die bewys dat ons 'n kontrak gesluit het. 'n Kontrak word bewaar in 'n kluis. Gewoonlik kry elke party mos nou 'n kopie. Vra maar vir die ouens wat huise verkoop of wat belangrike kontrakte, jy gee dit vir die prokureur om te bewaar as jy self nie 'n goeie kluis het nie of wat ook al, want dis 'n belangrike kontrak en elke party kry eene. Hoekom? Want dit is 'n sigbare, tasbare bewys. Hier's my handtekening, daar's jou handtekening, ons het hierdie kontrak. So kom hulle met die klip. Dit was die gedagte hier. Dit word geformaliseer en om dit nou nog meer formeel te maak, elkeen gee toe nou 'n naam. Hoor wat sê vers 47. Laban het dit Jegar Sahaduta genoem. Dis 'n Arameese naam, want hy was 'n Arameer. Maar Jakob het dit Gil-Ed genoem. Dit is 'n Hebreëse naam, want hy's 'n Hebreër. Albei name beteken bloot net
hoop van getuie. So hulle het hierdie hoop, dis die getuienis dat ons 'n verbond het. Vers 48 en 49. Toe sê Laban, hierdie hoop is vandag 'n getuie tussen my en jou. Daarom het hulle dit Gal-Ed genoem. Nou Moses het hierdie boek geskryf, Genesis, en hy sê baie jare daarna, en ook Mispa, omdat Laban gesê het, mag die Here wag hou tussen my en jou, as ons mekaar nie meer sien nie. So Moses het baie jare daarna nog steeds verwys na Mispa, wat bewys dat dit nog steeds, daai klip nog bestaan het in Moses se tyd. Hy kon daarna wys, die Israeliete het geweet van die klip, daar by Mispa. As u huis toe gaan en julle wil gaan Google vra, dan sal jy heel moontlik, miskien het julle van julle dit al gehoor, hulle praat van die Mispa seën, Mispa blessing, en daar word mooi hangertjies, juweliersware word gemaak, dan van hulle het ek het gaan kyk, jy kry hangertjies wat baie mooi, soos 'n hartjie, en dan kan jy hom in 2 deel, so jou lieveling het 'n hartjie, en jy die ander deel van die hartjie, en as hulle by mekaar is, dan vorm dit nou 'n mooi hartjie, en dis nou hierdie, in die woorde van die Mispa seën. Nou, die ouens wat geld maak uit die juweliersware, of wat dit 'n Mispa seën noem, al wat hulle doen is, hulle getuig van baie swak Bybelinterpretasie. Want eintlik is die Mispa seën nie 'n seën nie, dis eerder 'n vloek, of 'n agterdogtige uitspraak. Nou, let op, dit was nie die klippilaar of die hoop wat die verbond gevestig het nie, dis net die rekord daarvan, hè? Dis soos die kontrak. Maar die Mispa seën beteken nie soos wat mense dink, en dit is nou die King James Bybel of 'n vertaling se skuld. Dit klink asof die Bybel sê, as ek en jy nou nie by mekaar is nie, dan kan ons nog steeds aan mekaar dink. Baie dieselfde ook as in ons, maar in der waarheid staan daar, as jy nou 'n studie gaan doen, in der waarheid sê Laban vir Jakob, wanneer jy buite sig is, weet ek kan jou nie vertrou nie, maar jy moet onthou God sien jou. So dis 'n herinnering aan, ek vertrou jou nie, maar onthou, hierdie ooreenkoms is tussen ons en God. So ek kan jou nie vertrou nie, maar God hou jou dop. Laban, kom hier agter, laat dit nou blyk, dat hy beskerming nodig het van Jakob. Maar dis eintlik die teenoorgestelde wat waar is. Jakob het beskerming van hom nodig. Sien jy die wysheid van hierdie verbond? Waarom? Laban hy wil grense hê. Hy sê, vir 2 redes, vers 50, as jy my dogters mishandel, nou hy het gesê, hierdie klip is die teken, jy mag nie verby hierdie klip trek nie, en ek sal ook nie verby hierdie klip trek nie, so hy wil grense hê. Hoekom? In die eerste plek, hy is besorg oor sy kinders, as jy my dogters mishandel, en as jy die vroue neem by my dogters, dan is geen mens by ons nie. Kyk, God is getuie tussen my en jou, daar is die gedagte van hierdie Mispa seën. Nou afgesien van die huigelary, wil hy maar net in ooreenstemming met die kontrak, met 'n Bybelse beskouing, 'n ooreenkoms tref en sê, hier is die grens. Ek sal nie na jou toe kom nie, jy kom nie na my toe nie, ons tref 'n vredesooreenkoms. Volgens Laban en die Bybel is die huwelik byvoorbeeld, as jy al die verbonde ding, ek gaan die huwelik gebruik as 'n illustrasie, dis nie 'n privaat saak nie. In die sin, jy kan nie met jou vrou of met jou man maak wat jy wil nie. Nou verstaan my reg, as ek dit sê, die gemeente of die gemeenskap wat saam is wanneer paartjies trou, dis gewoonlik die gemeente. In die ou dae het hulle ons in die kerk getrou. Dit was nog die goeie tye, hoor, so tussen hakies. Want daar's 'n bepaalde rede vir ons. Ons is Christene, ons trou in die kerk, ons word deur 'n dominee getrou. As mense na my toe kom en ek moet hulle trou, dan sê ek, wel, julle gaan weet, ons wil dit as 'n Christelike verbond, 'n Christelike ooreenkoms behandel. En die rede is, dis nie 'n privaat aangeleentheid nie, dit is publiek. Nou verstaan my reg, ons wil nie weet wat in jou huwelik aangaan nie, en ons hoef ook nie te weet nie, maar, meneer, as jy jou vrou gaan mishandel, dan word dit 'n publieke kwessie, ons gaan jou nie los nie. Want die feit dat dit 'n verbond is, maak ons betrokke. Dit maak dat ons moet ingryp, die gemeenskap word daarby betrek.
En julle onthou wat gebeur by 'n troue. Wanneer 'n pa sy dogter hier tussen die stoele deurloop, en dis mos nou wanneer almal opstaan, foto's neem van die bruidjie, dan gee die pa sy dogter oor aan die man waarmee sy nou gaan trou. Dis nie net 'n baie mooi ritueel by die troue nie, iets besonder wat die fotograaf wil afneem nie. Dit is inderwaarheid 'n verbondshoofskap wat oorgegee word. Die pa sê, ek het hierdie dogter tot nou toe was ek haar verbondshoof. Sy was in my gesin, ek het haar grootgemaak, ek het haar versorg. Nou gee ek hierdie hoofskap oor aan jou. Dis kom die pa as 'n kwaai kyk moet hê, soos 'n frons. En hy moet hom reguit in die oë kyk en sê, jy beter sorg vir my dogter. Jy moet haar oppas. Daar's 'n oordra van die verbondshoofskap. Dis Bybels. So nou moet die man sorg, beskerm, voorsien, sorg. In alle opsigte, dis wat die Bybel noem liefdevolle, emosionele en geestelike sorg. Dit is voet en koester as jy nou 'n studie daarvan gaan maak. Ons is nie besig met 'n huweliksseminaar nie, maar in alle opsigte moet ek my vrou dan nou versorg. Ons in die gemeente het mans, ons is vaders en ons het ouderlinge. Die vrou is daarom in 'n sekere sin nie per se die eiendom van die man nie. Sy is die eiendom van God. En daarom as daar onbybelse optrede betrokke is, sy word mishandel, sy word brutaal hanteer, dan kan die mans ingryp en sê, dit gaan nie gebeur nie. Dan is die liefdevolle ding om te doen, ons laat jou opsluit. Dis waarvoor die polisie daar is. Ons gebruik dit, want dit word nie toegelaat nie. Ja, God gee verpligtinge, en daar is verpligtinge van die man se kant af, van die vrou se kant af, dis verbonde, maar gesinne, gemeentes, al hierdie verhoudings, daar is bepaalde verantwoordelikhede en riglyne. Dis die verbondsgedagte. God het verwagtinge. Hy sê, jou vrou het 'n hemelse Vader, en jou toesig oor jou vrou, jou versorging van jou vrou, moet ek dit eerder noem, moet onder die waaksame oog van God gedoen word. Daarom vir 'n man wat sy vrou mishandel, wat sy hand optel vir sy vrou, het ek glad nie tyd nie. Emosioneel. En die vrouens mag dit nie misbruik en sê, maar sy kry nie alles wat sy wil hê nie. Daar's bepaalde riglyne onder die waaksame oog van God. Nou, ons is almal sondaars, ons is nie volmaak nie, maar hoor hoe kom ek hier aan? En dis baie beginsels wat 'n ou bymekaar sit, om hierdie idee te kry. Maleagi 2 vers 14 sê, die priesters het gekla en het gesê, die Here kom nie sy verbond na nie, want jy weet, dinge is nie soos wat hy beloof het nie. Nou sê die Here, julle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. God sê, as jy nie reg doen teenoor jou vrou nie, is daar bepaalde ingrype van sy kant af. En ons ervaar dit as jy nie reg lewe nie. So ja, die huwelik is 'n instelling waarin mans veral aanspreeklik is teenoor God. Terloops, vrouens het ook hulle word ook aanspreeklik gehou vir sekere dinge, maar dit is 'n verbondsverhouding. So Laban sê, kom ons kry reëls, ons kry grense. Ek wil my dogter of my dogters en my kinders beskerm. Maar die tweede rede waarom hy hierdie pilaar opgerig het, en hy sê dit self, is dat daar vrede kan wees tussen hulle. Vers 51-52. Verder sê Laban vir Jakob, daar is die hoopklippe en daar is die gedenksteen wat tussen my en jou opgerig het. Hierdie hoopklippe is getuie en die gedenksteen is getuie dat ek na jou kant toe hierdie hoop nie sal verbytrek nie en dat jy na my kant toe hierdie hoop en hierdie gedenksteen nie sal verbytrek met slegte bedoelings nie. So dis 'n grens, dis 'n verdrag, dis 'n vredesverdrag. Nou formaliseer hierdie grenspilaar basies net die twee volke, want dis twee volke wat nou daaruit sal vloei, die volke van Laban en die volke wat uit Jakob sal kom. En die geskiedenis het bewys, die Israeliete en die Arameërs was gedurig aan mekaar, selfs hier by hierdie plek, 1 Konings 22, 2 Konings 9, jy kan dit gaan lees. Wat is die rede? En dis waarby ek wil uitkom.
Die primêre rede is, nie omdat hulle mekaar se karakters nie kon vat nie. Jy weet, jy kry mos maar net daai ouens wat jou verkeerd opvoed. Kan hy ou nie vat nie. Ek sê, jy weet, nee, dit nie. Daar was 'n radikale verskil in hulle aanbidding. Jakob het die Here aanbid, die God van Israel, die God van Abraham. Laban het ander gode gehad. Daarom kon hulle nie mekaar in die oë kyk nie. Daarom kon hulle nie lekker klaarkom nie. Paulus stel dit so, 2 Korintiërs 6. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Nou hoekom ons daaraan? Paulus sê veral in 2 Korintiërs 6 praat hy oor die huwelik. Dit is 'n ramp. As 'n belydende, en ek kies my woorde baie mooi, as 'n belydende Christen, of soos wat ons praat van gelowiges, as so mens trou met iemand wat nie erg het aan die Bybel, of nie wil luister na die Here se dinge nie, dis 'n ramp. Dis 'n krisis. Jy kan dit nie doen nie. Jy mag dit nie doen nie. Dieselfde geld vir die kerk in die wêreld. Die kerk het 'n bepaalde doel, funksie. Daar's voorskrifte. Die wêreld leef volgens hulle voorskrifte. Hulle het wêreldse wysheid wat hulle reguleer. Waar sien ons die verskil? En hoe sal jy sê kom ek daaraan? Kyk saam met my weer na vers 53 wat ons gelees het. Laban se woorde, die God van Abraham en die God van Nahor, die God van hulle vaders, sal regter wees, regter tussen ons wees, verskoon tog. En daai werkwoord sal regter wees. Wat beteken hy sal oordeel? Die werkwoord is in die meervoud. So met ander woorde, wat Laban doen is, hy bewys dat my gode en jou God sal regter wees. Want hy gebruik die meervoudsvorm. En daarmee erken hy, ons aanbid nie dieselfde God nie. Vir Laban is dit nie 'n groot probleem nie. Hy sê wel, ons noem maar net al die name. Jy weet, is net nog 'n handtekening op die kontrak. Jou God, my God, ander gode, want hy het blykbaar meer as een God gehad. Dis nie vir hom 'n probleem nie. Maar dis vir Jakob 'n probleem, want hy aanbid die enige God, die ek is. Nou tot dusver het Jakob stil gebly by hierdie verbond. Maar die gevolg van hierdie verbond was dat hulle in vrede die nag deurgebring het, hulle het saam geëet, en die volgende oggend vroeg is Laban daar weg, hulle het vrede ten minste gehad. Vers 54, toe het Jakob 'n offer gebring op die gebergte en sy broers genooi om brood te eet, en hulle het brood geëet in die nag in die gebergte oorgebly. In die oggend, Laban het die môre vroeg opgestaan en sy seuns en sy dogters gesoen, vers 55, en hulle geseën. Daarna het Laban vertrek en teruggekeer na sy woonplek. Ek is seker Jakob was 'n bietjie verlig. Dis miskien moet ek veilig speel en sê, dis soos party ouens voel as hulle skoonma huis toe gaan na 'n kuiertjie, né? Dis soos, ek sê so bly dis verby. Nou is daai hoofstuk daarom afgehandel. Dis hoe hy heel moontlik gevoel het toe Laban nou vertrek het. Hy het vrede gesoek. Jakob was 'n vredemaker. Hy wou nie oorlog maak nie. Hy het dit gewys. Hy was 'n vredemaker. John Carrett skryf oor die gedeelte en hy sê, hy praat van Jakob, although he has endured many serious and grievous wrongs at the hand of Laban, Jacob stretches forth his hand in peace. Hy wil 'n vrede hê. Hy wil graag vrede najag. Vredemakers, dis wat kinders van die Here is. Jacob, who orders his relatives to build the heap, he does it not begrudgingly, and his lack of resentment is quite astonishing. Oh, that the people of the church would act in a similar way. John Carrett sê, die kerk moet vredemakers wees. Luister vriende, ons gaan betrokke raak in regsaake. Ons gaan partykeer gedreig word met prokureursbriewe. Ons gaan dalk hierdie goeders kry, maar moet jy nie die een wees wat die hele tyd dreig en wat die hele tyd op 'n oorlogspad is nie. Kinders van die Here is vredemakers en ons moet so lewe. Sover as wat dit van julle afhang, sê die apostel Paulus, lewe in vrede met alle mense. Maar dit bring my by die laaste finale gedagte, ons moet hiermee afsluit. Jakob en Laban se verbond. Daar's 3 kwessies wat ek vinnig wil noem. Sterk elemente wat in hierdie verbond wat wys na die genadeverbond waarvan ons deel is en waarvan ons deel kan hê deur die geloof. 3 goed wat ek gaan noem. Die eerste ene is Jakob het baie eksklusief
baie eksklusief die naam van die Here, die God van sy vaders, genoem. Laban was die een wat, gode, hy het die meervoud gebruik, Jakob nie. Vers 53, die God van Abraham en die God van Nahor, die God van hulle vader, dis nou die woorde van Laban, sal regter tussen ons wees. En dan sê hy, maar Jakob het gesweer by die vrees van sy vader Isak. Ons het daai term al gekry vroeër in die hoofstuk. Net een God, die vrees, hy noem God, en dis 'n unieke naam wat gegee word aan die Here, die vrees van sy vader Isak. Dit kan beteken die vrees wat jy moet hê vir God, en dit kan beteken ook die vrees wat ander het wanneer hulle met God se kinders moeilikheid soek, want God is die een wat sy kinders beskerm. Dit kan enige kant toe swaai. So dit is die beskerming en die vrees wat ons vir hom moet hê. Hy, Jakob, wys die toewyding aan God. Maar dit is belangrik, eksklusief in die naam van God. Dit gaan nie dalk skok, maar ek is al genader om op plekke 'n opening waar te neem. Dominees moet altyd open hierdie ding en daar's 'n nuwe besigheid of wat ook al en dan moet jy nou gaan open met skriftelike gebed want mense wil godsdienstig wees en ek was al gevra om te bid, maar dan word ek spesifiek versoek om te bid op so 'n manier dat ek nie aanstoot gee nie. Moenie, jy weet, ander gelowe aanstoot gee nie. So moenie so praat van die Here dat dit ander ouens kwaad maak nie. Nou dan doen ek een van twee goed. Ek sal of voor die tyd sê ek is jammer, ek is nie bereid om dit te doen nie. So as jy my nie meer wil vra nie, sal ek dit nie sleg vat nie, want dit is hoe ek bid. Ek bid net tot God. Die Christen God. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis my God. Een enkelvoud, drie enige God. En as ek ander ouens daardeur aanstoot gee, ek is jammer. Ek wil niemand kwaad maak nie, maar dis wat ek gaan bid. Of ek sal vir hulle sê, julle moet maar iemand anders vra. Ek sien nie kans nie. Want ek wil daarom nou nie lelik wees nie, maar ek gaan nie my standpunt buig nie. Baie mense sal terwille van vrede, jy weet, terwille van vrede, moet nou nie aanstoot gee nie. Kinders van die Here gee aanstoot. Wanneer jy standpunt inneem vir die Here en jy staan by dit wat waar is, dan gee dit aanstoot. Weet jy, daar is soos 'n refrein in ons dag, en dit het erger geraak. Dit kom al baie lank saam, maar dit raak erger en erger. Wanneer mense sê, dit maak nie regtig saak wat jy glo nie, solank jy net reg lewe. Dit teologie is net solank jy reg lewe. Die teorie, jy weet, belydenisse en hier, dit maak nie reg, net solank jy reg lewe, liefdevol lewe. Nou ek wil vir u sê, jy kan die twee nie skei nie. Want dit wat jy glo, is hoe jy gaan lewe. Dit wat jy glo, die waarheid wat jy ken en wat jy glo, is die waarheid wat jou lewe reguleer. Jy kan dit net nie skei nie. En Jakob sou nie die waarheid prys gee nie. Hy buig agteroor, letterlik agteroor, om dinge met Laban uit te werk, maar hy sal nie ander gode in sy gebed. Hy aanbid God, die God, en hy noem hom die vrees van sy vader Isak. Johannes Calvin, die hervormer, het gesê, Jacob did not assent to the form of oath dictated by his father-in-law, as too many do, who, in order to gain the favor of the wicked, pretend to be of the same religion with them. Dan sê Calvin, that is a preposterous idea, and Jacob did not agree to it. Jy kan nie inklusief wees en maar net terwille van vrede baie goed verdra nie. En ek is jammer om dit vir u te sê, maar soms is die standpunt wat ons inneem vir sommige mense afstootlik. As hulle daaroor nie meer vriende wil wees en my nie meer wil bel nie of nie meer, ek gee nie aanstoot, jy weet, soek moeilikheid nie, maar dit wat ek glo, reguleer my lewe en my optrede. Dis hoe dit werk. Tweedens lees ons dat Jakob 'n offer gebring het. Vers 54, toe het Jakob 'n offer gebring op die gebergte. Ek weet nie of Laban deel gehad het aan die offer nie, maar hoekom het Jakob dit gedoen? Hoekom sou Jakob offer? Hy het geweet, dis wat God voorskryf. Hy het geweet, hy het nie die reg om tot God te nader nie, want hy is 'n sondaar. Hy het geweet as gevolg van dit waarmee hy groot geword het, dat daar is nodig om 'n versoening te bring.
William Blakey, een van die kommentare, het gesê hy het die behoefte erken om God te nader en om sy seun deur 'n offer aan te roep. So dis wat ons doen wanneer ons sê ek kan nie tot God nader nie. Ja, enigeen kan, want ons het nie meer 'n priester nodig nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Maar ons priester is nou die Here Jesus. Hy het vir ons voorspraak gemaak. Dis deur hom dat ons tot God kan gaan. So daarom, een van hierdie feite wat ons moet hê is, God is heilig, ons nie. Hoe kan ek tot God nader? Deur Jesus. Jakob besef dit. So daarom, in hierdie verbond, het hy 'n offer gebring. Ek haas my, dis ook natuurlik nou in die gegewe die feit dat sy pa was Isak, waar die lam, onthou julle die ram wat vasgehaak het in die doring word, die Here sal voorsien. Hierdie hele kwessie was vars in sy gemoed, dis waarmee hy groot geword het. En ons weet daar waar Isak geoffer sou word, dis waar Jerusalem sou wees, en dis waar later die Here Jesus gekruisig is. Maar ek haas my laaste plek, 'n laaste element van hierdie verbond is, daar was 'n gemeenskapsmaaltyd, en dit pas nou so mooi in by vanoggend se nagmaal. Hiermee gaan ek afsluit. Vers 54. Toe het Jakob 'n offer gebring op die gebergte en sy broers genooi om brood te eet. En hulle het brood geëet en die nag in die gebergte oorgebly. So hierdie verbondsmaal tussen Jakob en Laban, hierdie verbondsmaal, hoor wat noem ek dit, is 'n analogie van dit wat ons hier het as die sakrament van die nagmaal. Ons gaan brood eet. Die Here Jesus het gesê, hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word. En hierdie beker is my bloed wat vir julle gestort is. Dis 'n uitdrukking van die evangelie. Dis wat ons nodig het. In hulle geval was dit vrede wat hulle weerhou het om mekaar ooit weer te sien, en as hulle mekaar gesien het, sou hulle oorlog maak. In ons geval gee die Here Jesus vir ons die tafel. Ons verwys daarna as die nagmaalstafel. Niks misties aan hierdie tafel nie. Dis die gebruik van die tafel. Maar die Here gee dit vir ons en dit duur vir ewig. Hy sê julle moet dit doen so dikwels as julle doen totdat ek kom. Dis interessant. In 1 Korintiërs 11 vers 24, brood gebreek, dis die nagmaal. Die gevolg is dat hierdie nagmaal en die betekenis van die nagmaal bring vir u en vir my vrede. Ons grootste probleem is nie die vyandskap wat ons het met ons familie of ons kollegas of wie ook al in die wêreld vir ons kwaad is nie. Dis nie ons grootste probleem nie. Ons grootste probleem is, daar is vyandskap tussen die mens en God. 'n natuurlike, dis hoe ons gebore word. En daarvoor het ons Jesus nodig. So die vraag is nie hoe hulle hierdie skamele vrede gehad het nie. Die vraag wat ek vir u moet vra is, hoe kan jy waarlik vrede hê met God? As jy in die nag gaan slaap, as jy weet as alles af is en jy lê op jou bed en jy dink net aan jou lewe en jy besef, kinders word groot, ek word oud, eendag gaan ek sterf, en dan gaan ek voor God staan. Is jy bang? Dink jy ooit daaraan? Besef jy, daar is 'n manier om vrede te hê. Dis wat die Bybel van vol is, om vrede te hê met God. Ons het dit nie deur my eie pogings. Ek moet meer kerk toe gaan, ek moet meer Bybel lees. Dit gaan jou nooit red nie. Maar dit kom in die Here Jesus. En ek wil afsluit met 'n aanhaling van een van die goeie kommentare oor hierdie gedeelte, Ian Duguid. Hy het geskryf: He is a God who is to be loved as well as feared. We love this God, for we've come to know him not to simply as the fear of Isaac, dis nou na aanleiding van die benaming wat Jakob gegee, die vrees van sy vader Isak. We come to know him not simply as the fear of Isaac, but as the God and Father of our Lord Jesus Christ. En dan hierdie woorde, and we have seen in the cross the place where his fearsome wrath, dis sy vreeslike oordeel, sy toorn, and abundant mercy meet. Die kruis. Dis waaraan die nagmaal ons herinner. Die toorn van God is daar, of jy dit wil weet of nie, dis daar. Maar hoe word ek verlos? By die kruis. Want by die kruis was die toorn van God en sy genade. En dis waaraan die nagmaal ons herinner. Is dit al ideeel? Het dit al
in geloof jou deel geword, dat jy kan sê, ek weet, ek is 'n kind van God, ek weet, ek ken hom, ek dien hom, ek volg hom, ek weet dit, ek is lief vir hom, ek dankbaarheid gee ek myself vir hom. As dit nie so is nie, dan moet daar nog vrees in jou hart wees. 'n Vreeslike vrees. Mag die Here gee dat ons dit sal verstaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, dankie vir die waarheid daarvan wat ewig is. Ons wil bid dat u in ons harte sal werk, dat ons sal verstaan waaroor dit gaan, dat ons die nagmaal sal verstaan. Dis 'n baie heilige geleentheid. Ons wil nie sommer maar net uit gewoonte nagmaal gebruik nie. Ons is versigtig, want ons besef dit is 'n manier waarop u vir ons genade gee. Ons eer u. Amen.